Oom Johannes het so 'n wonderlike manier gehad. As iemand hom nou 'n moeilike vraag vra of 'n ongemaklike vraag wat jy nou nie lekker weet hoe moet jy sê of hoe moet jy daar uitkom nie, dat die oom altyd die wonderlikste vraag teruggevra. En dit het my nou die dag laat dink, hier's nou 'n muis in my huis. Ek weet nie hoe dit ingekom nie en die katte kry hom ook in die hande nie en ek sal nie gif gee nie. En nou kom die mense vir 'n werkswinkel en ek sê soos ek nou maar sê, die vensters moet maar so toe vir die katte en so en so en so en ons moet maar die onderdeur toehou vir die muise en die slange want hulle dis mos nou 'n werf, hulle moet mos nou daar loop. En die een vrou sy kom in en ek sê jong, ek het nou vir julle gesê om julle diere toe te hou, maar ek het 'n muis in my huis. En sy kyk my so geskok, sy sê jy muis in jou huis? En hier trek ek 'n oom Johannes en ek sê vir haar, het jy nou nie 'n muis in jou huis nie? Want ek weet nou, ek is nou nie die een wat 'n muis in my huis moet hê en ek het iewers langs die pad 'n deur laat oopstaan wat die dier nou ingekom het. En baie keer as 'n mens die dag 'n bietjie af is en jy voel nie lekker nie, en een kyk jy so aan en hy sê, "Sjoe, het jy iets oorgekom?" Dat die oom altyd gesê, "Nou nie soveel oorgekom nie, maar het jy iets oorgekom?" En dan gaan die hele gesprek na 'n ander plek toe. Want as 'n mens nou regtig, as daai een nou tyd het en hy staan nou stil in die pad, hy kan vertel, wat het jy nou oorgekom, soos my hand wat seer gekry het, ek kan nie wag om vir elke mens te sê, hoe seer is hierdie hand en wat het als gebeur nie. Maar om daai snaakse vraag op 'n ligte manier amper te ontlont. Want ek kan nou nie die vrou wat gesê het, jy dan nou 'n muis in jou huis regtig antwoord en ek weet nie hoe dit hy ingekom nie. Maar dis amper asof daai een iets agter daai vraag wil vra wat nou eintlik nie oor die muis ingaan nie. As jy nou so in jou kombuis en sy sê van daai skip wat so van die mense van die muise siektes gekry het. En deur my lewe probeer ek daar waar een nou vir my is 'n snaakse ding vra, om dit te ontlont, om dit sag te maak. Ek het nou 'n nuwe ding wat met my dieselbakkie, die koets aan die gang is. As ek sy bestuurders deur oopmaak, dan gaan sy hazards aan. Ek weet nou nie gevaarligte, wat is daai ligte wat jy so aansit as jy langs die pad staan of in die misry om vir mense te sê daar's moeilikheid. Soos iemand my nou stop en sê en ek klim uit en hulle sien dis nog aan. Dan sê ek, nee jong, dis 'n elektriese fout of iets. Hy staan, maak maar so. Of maak jou nou nie ook so nie. Kips, daar's als lig en ontlont, want mens voel nogal simpel vir die eerste ruk wat ek nou met hierdie bakkie ry, dan loop 'n hazard ek nou hier in die pad af. Met die bakkie met sy snaakse gedrag wat hy nou toon, ek seker die pad wat hom so maak met die baie stof. Maar vir daai vraag, daar waar jy nog nie weet lekker nie, dink aan 'n lekker teenvraag. So, wees sommer so reg met 'n hele paar, dat, en ek is nou al in die gewoonte ook, as een my nou so 'n vraag vra waar ek nou half verstar en ek weet nou nie lekker hoe moet ek sê nie, dat ek het my die gewoonte gekweek, dat ek dadelik 'n vraag of twee hier in my kop het, dat dit kan uitkom, dat dit kan lekker lig. En daai een sal ook weer miskien die ding aanleer, as een hom 'n vraag vra, dan kan hy nou weer so reageer op 'n vraag. Of baie keer is daar mense, daar gaan nou iets in 'n gesinsverband aan. En mense het nou gehoor, dit gaan byvoorbeeld nou nie goed met die een kind nie. En as mense nuuskierig, nou wil hulle weet nou, hoe gaan dit nou met Jannie en hoe is dit? En dan dink ek weer altyd aan oom Johannes se woord. As hy die dag oor iets moeiliks moes praat of iemand vra vir hom, hoe gaan dit met oom vandag en hy voel nie lekker nie, dan was sy woord, die genade is groot. So hou jy die privaatheid van hierdie probleem, want baie keer kan 'n mens 'n ding groter praat. Ander kere help dit as jy praat, iemand gee hulp, maar voor 'n mens so 'n ding groot maak,
as 'n mens maar net kom met die sê. Die genade is groot.